En terug hier by Goeiemôre, Good Morning, nadat hierdie man sê hy het sy kop verloor in die Kaap. Ek dink baie van ons het al, maar Franco is vanoggend hier om saam met ons te kuier oor sy debuut enkelsnit Kaal sigarette. Hallo Franco. Hallo Pieter, is lekker om hier te wees. Dankie dat julle my genooi het. Baie lekker. Oorspronklik kom jy van Witbank, né? Ja. Ja. Nou mense wat jy nou ook vir die eerste keer ontdek soos ons wat dit gelukkig genoeg kon kry. Wie is die man agter die musiek? Ag wel, my naam is Franco. Ek het nou net Kaal sigarette release. Ek is 21, ek bly nou in die Kaap. Ek is oorspronklik hier van Witbank, Pretoria, maar ja. Lekker man. En ek hou van die vibe ook. Is bietjie meer 'n alternatiewe indie, so ja, bietjie ietsie anders. Dit is vir my lekker geweest om dit was baie net soos baie spontaan en kreatief geweest. So ja, dit was lekker om dit te maak, ja. Iewers moes die gedagte vandaan kom van 'n Kaal sigaret. Ja. Dit het dadelik die aandag getrek. Ja, nee, ek sal nou nie sê dit het uit persoonlike ervaring uitgekom nie. Dis meer 'n idee in my kop geweest wat ek gesien het en en dit in verander het, ja. En die metafoor of die simboliek agter kan ook interessant wees, want is dit nou iemand wat hom kaal rook of is die sigaret kaal of hoe werk dit? Ja, nee, ek verkies dit maar net om die mense te laat aanhou dink daaroor. Ek wil nou nie sê dit is dit of dit is dit nie. So ja, ek like dit om te dink as 'n bietjie woordspeling daarso. Ja. Hoor jy, en hierdie liedjie het jy ook gedoen saam met Universal Music, Suid-Afrika. En hoe was daai samewerking so ooreenkoms? Nee, wonderlik. Ek het eintlik een liedjie voor die tyd uitgebring sonder die hulp van 'n label en ek het met dieselfde producers weer gewerk, die tweede keer nou weer op hierdie track en dit was net so lekker geweest om dit het alles so smooth gegaan en nee, dit was baie lekker geweest. Ek sien uit vir die volgende goeders wat nog kom. Ja. Nee, ons sien saam met jou uit, man. En as jy nou jou musiekstyl moet beskryf, jy weet, van jou manier hoe jy skryf, hoe jy dinge sien en natuurlik soos ons nou net gesê het, vinnig die styl ook, die genre, die musiek. Ek dink dit is maar soos pop alternative tipe vibe. Maar ja, dit is net vir my altyd ek hou daarvan om uit soos 'n emosionele perspektief uit te skryf gewoonlik. Soos ek hou daarvan as 'n liedjie vir my iets beteken. Soos is al ook cool om 'n deentjie te maak en wat net soos lekker kuier musiek is, maar gewoonlik wil ek bietjie aan die dieper kant ingaan. Ja. Ek dink daar's nogal 'n honger vir 'n bietjie meer die ernstiger deel ook. Jy weet, ons het nou al die mark heeltemal oorvol en gevul met al die lekker wat nodig is ook, maar dit is nogal asof daar 'n neiging is, die ouens net so 'n bietjie. Ek wil 'n bietjie dink ook oor die song. Ja, nee, beslis. Ek wil graag maar net ek wil meer deel met die mense. Soos dit is cool om te dink, soos daar's nou 'n paar van my vriende of net mense wat ek nou nog nie regtig ken nie wat my boodskap en sê hierdie beteken iets vir hulle. En dis waaroor dit gaan. Ja. Die musiekvideo is ook lekker. Dis hy het so lekker funky spunk ding aan hom. Nee, dit was wonderlik om dit te shoot ook. Ja, ek het dit saam met my vriend Ruben geshoot daar in die Kaap met vriende. Dit was regtig net soos 'n great experience geweest om dit te shoot, ja. En hoe lekker is dit met die kop verloor in die Kaap, jy weet? Ja, nee. Maar weer die liedjie ook so. Ja, beslis. As jy nou terugdink, ek meen jy het per se ook gesê voordat ons begin het jy was al by optredes van my en goeters. Hoe lekker is dit ook om as 'n jong generasie in te beweeg en julle ding te kan doen en op 'n manier dit vir die mense te kan gee wat net, jy weet, lekker aanklank vind by mense. Ja, kyk, ek dink obviously almal wil op 'n lekker verhoog gaan perform en 'n lekker show speel en gaan headline en wat ook al en ek dink geduld is een van die goedes wat mense maar moet hê en net ek weet nie of dit regtig die vraag was nie, maar ja, dit is regtig opwindend en is vir my lekker om musiek te kan maak want dit is maar die droom, jy weet nog altyd en is nou stadig besig om te realiseer. So dit is great. Ja. Lekker, nou saam met die musiek is daar ook natuurlik die buitemuurse aktiwiteite. Dis vlogs, dis golf, dis advertensies in graad 10. Vertel vir my 'n bietjie. Hoe weet julle ewen hierdie? Dis crazy. Ek weet nie hoe julle dit weet nie. Nee, ek het altyd baie van drama gehou op skool. Ek was maar bietjie skaam vir die singery gewees, maar want ek het vroeër vir iemand die buitekant gesê jy kan lieg as jy act, maar jy kan nie lieg as jy sing nie. So ja, ek weet nie, die sing is maar 'n bietjie meer persoonlik gewees, maar ek is bly dat ek nou bietjie meer die gemoed gekry het om dit aan te pak, ja. Ons is baie bly saam met jou nou dat die eerste enetjie uit is. Waarna kan ons volgende uitsien? Hoe gou kan ons al daarna uitsien? Yes, ek weet nie wat ek mag en nie mag sê nie, maar binnekort kom maar 'n baie lekker liedjie uit en ek sal sê hy is definitief on par en of dalk even bo hierdie enetjie. So ja, nee, daar's lekker. Ek moet jy nou leer ongeag wat jou label en goeie sê. Sê dit net en na die tyd kan hulle dit uitsorteer. Ja, ek dink die volgende song se naam is Parelberg en hy gaan uitkom en dit gaan flippin cool wees. Ja, jy sien nou moet ons so vooruitgooi. Ja. Hoorie Franco, baie dankie. Baie dankie vir die kuiertjie en ek is seker ons gaan nog baie van jou sien en hoor.
vat daai pad, maak hom gelyk my ou mater, en dis al van ons kant af wat vanoggend aan betref. En ja, van die kaal sigarette tot al die lekker geselsies. Môreoggend is ons weer klokslag terug, net hier vir goeiemôre, good morning. Van my en die res van die span, ek hoop jy het 'n heerlike dag. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie.